Goeienaand gemeente. Baie welkom by vanaand se erediens. Dit is my so lekker om saam met julle te kuier. Dankie weer dat julle my in julle huise innooi. Vanaand gesels ons graag verder by die volgende boodskap oor wat dit is om ons vriende met wysheid te kies. Ons kuier weer in die boek van Spreuke en hoop ek dat God homself vir ons hierdie boodskap sal kom oopbreek, ons harte sensitief maak tot die waarheid en vir ons 'n klinkklare weg aanwys wat ons moet stap. 1 Johannes 4 vers 7 tot 16 lees. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly ons in God en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. Gemeente, ek groet julle in die naam van God ons Vader, in die liefde van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan nou 3 liedere saam sing en ek nooi jou uit om regtig by die voete van die Here stil te raak of juis uit te bars in lof en aanbidding en net hierdie tyd te geniet wanneer ons eer en verheerliking bring tot God. Baie dankie. Elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voorbang te wees. Kinders van die Here het niks om voorbang te wees. Elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voorbang te wees. Kinders van die Here het niks om voorbang te wees. Of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom neer, hy kom uit die hemel neer, net as hy net verskaal, kom hy al sy mens
dat sy gees oral met jou sal gaan. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig ons dan aan hom ter God is hier teenwoordig, Here, gee ons vrede, wees genadig, wel vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lief verkondig, U is die bron van alle lewe. God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing heilig, heilig is die Here, in die allerhoogste sfere. By die stroom laat ons loop, Here God van vrede, hoor ons gebede. Gemeente, kom ons bid saam. Abba Vader, ek wil U prys met my hele hart, wil ek U loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. U werke is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. U dade is vol majesteit en luister, U trou staan vir altyd vas. Here, U sorg dat U magtige dade nie vergeet word nie. U is genadig en barmhartig. U voed die wat U dien. U hou U verbond altyd in stand. U het U volk die krag van U dade laat ervaar en het U aan hulle die land van ander nasies gegee. Here, wat U doen getuig van trou en reg. Al U voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig. Hulle is gegee in trou en regverdigheid. U het vryheid vir die volk bewerk. U verbond vir altyd ingestel. U naam is heilig. Dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen het ware insig. U hou U roem altyd in stand. So help ons, Vader, om dit te onthou en skryf die belofte tussen ons en U weer vanaand op ons harte. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Gemeente, ons lees dan saam uit die boek Spreuke uit. Soos julle kan sien hier agter my, lees ons uit Spreuke hoofstuk 13, dan lees ons slegs vers 20. Lees graag saam met my. Wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie hom met dwaase ophou, word self sleg. Ons lees dan net tot sover.
Ek sit graag vir julle ietsie op die bord wat julle agter my kan lees, dan lees ons saam. Very few modern people think friendship a love of comparable value or even a love at all. To the ancients, friendship seemed the happiest and most fully human of all loves, the crown of life and the school of virtue. The modern world, in comparison, ignores it. The reason is that friendship is seen as the least natural of the loves, the least instinctive, organic, biological, gregarious, and necessary. We can live and breathe without it. Friendship is pure choice. Friendship exhibits glorious nearness by resemblance to heaven itself, where the very multitude of the blessed increases the fruition which each has of God. For every soul, seeing him in their own way, doubtless communicates that unique vision to all the rest. I have said that friendship is the least biological of all our loves. Both the individual and the community can survive without it. But there is something else, often confused with friendship, which the community does need. Something which, though not friendship, is the matrix of friendship. We started enjoying each other's company, and we started to need it. We call this companionship. Friendship arises out of mere companionship when two or more companions discover that they have in common some insight or interest or even taste which they do not share with others and which, till that moment, each believed to be his own unique treasure. It is when two such persons discover one another, when they share their vision. It is then that friendship is born. Friends share the same truth. We picture lovers face to face, but friends side by side. Their eyes look ahead. We picture lovers face to face, but friends side by side. Their eyes look ahead. Gemeente, waar begin ons as ons oor vriendskap praat? Soos ons kan hoor, is dit maar so effe vaag en onsekere term. Ons is nie baie seker wat dit presies insluit en behels nie, ten minste nie so seker soos wat ons is as ons praat oor romantiese liefde of goddelike liefde nie. Nou as ons praat van vriendskap, is daar talle plekke in die woord wat daaroor praat. Inteendeel, ons kan eintlik enige plek in die woord oopmaak en 'n storie lees van vriendskap wat nie net daar eindig nie, maar reg deur die hele woord volg tot op die einde, tot in die laaste. Maar vanaand begin ons in Johannes hoofstuk 15 vers 9 tot 17 as ons oor vriendskap praat. Julle moet mekaar lief hê. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê.
Sjoe. Hierdie behoort eintlik ons elke een se boekmerk te wees, wanneer ons praat oor vriendskap of slegs net dink oor vriendskap. In dit lê opgesluit die benadering, die bewussyn, die hart, die intensie wat ons moet handhaaf wanneer ons oor vriendskap praat. Van die heel begin af, van Genesis se tyd af, was dit die behoefte wat geïdentifiseer was, 'n leemte, 'n probleem. Die eerste probleem wat in Genesis geïdentifiseer was, gemeente, was nie sonde nie, maar alleenheid. Daarom lees ons in Genesis 2 vers 18, verder het God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En van hier af is vriendskap soos 'n vlinder, wat die res van die woord deur absoluut haar vlerke oopvou, soos wat elke liewe verhaal vertel word. Daar is 'n baie spesifieke ritme aan hierdie vlerke, hierdie verhaal van vriendskap, wat praat van die vriendskap, skepping, verbrokkeling en genesing. Oor en oor is dit hoe dit asemhaal, reg deur die woord van God, lees ons hoe God 'n vriendskap met die mens soek. Die hele woord van God is 'n verhaal van vriendskap tussen God en mens, maar ook tussen mens en mens. Die alombekende, suiwere keuse, vrye wil, wat God vir die mens gegee het. Vandaar een waarheid, een mens wees. Vanuit ons teks vanaand uit Spreuke leer ons dat Spreuke absoluut 'n praktiese gids is vir ons om te leer hoe om ware vriendskappe te smee, opregte vriendskappe, gesonde vriendskappe te smee. Ons lees tekste soos Spreuke 17 vers 17. Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. In Spreuke 18 vers 24 lees ons, maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. En dan gaan leen ons uit Prediker 4 vers 9, en ons lees, 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander een hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. Vanuit die boek Handelinge het ek ook 'n bietjie gaan leen en ek deel graag met jou twee tekste wat kan wys hoe vriendskap in die eerste gemeente gewerk het, in die vroeë gemeente. Wat was die gesindheid tussen twee mense gewees? Ons lees in Handelinge 2 vers 42 tot 47 die volgende ingesteldheid. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en onderlinge verbondenheid. Die gemeenskaplike maaltyd en gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep onsag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou en hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag nog meer mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dan lees ons verder uit hoofstuk 4 vers 32 tot 35. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdade getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. En dit was dan elke
en het dit dan uitgedeel volgens elke een se behoefte. Gemeente, vriendskap is die hele doelwit van die evangelie, om God absoluut te ken, om in 'n verhouding met God te staan, om God aan ander bekend te maak, om in 'n ewige gemeenskap met God en met mekaar te wees. So ons kan beswaarlik 'n gesprek oor vriendskap ontketen, as ons nie begin by waar God dit bestem het om te begin nie. En ons grootste voorbeeld, die groot voorloper vir jou en my, van wat 'n ware vriend is Jesus Christus. En wanneer ons sy voorbeeld volg en dieselfde karakter as hy het, binne in ons vriendskappe, bewys dit juis aan ons medemens. Ons is kinders van God. Ons behoort aan hom. Nou ons spreek van vandag, Spreuke 13 vers 20, praat spesifiek daarvan, om slegs met wyse mense om te gaan, as ons wil wys wees. As ons ophou met dwaase mense, dan gaan ons self sleg word. En dadelik wanneer ek dit lees in gesprekke van vriendskap, is daar hierdie baie bekende vorm wat by my opkom. Hierdie vorm gebruik ons altyd wanneer ons preek oor enige verhouding waarin jy tot jou medemens staan. Of dit romanties, vriendskaplik, soms kry ons dit ook in die besigheidswêreld is, dit maak nie saak nie, watter verhouding ook al. Jou ouers, jou skoonouers, jou broers, jou susters, watter verhouding jy ook al instaan, is daar een vorm wat ons altyd gebruik en wat by my opkom. En dit is die vorm van die driehoek. Die driehoek waarin ons sê, in enige verhouding is God die bopunt. Hy is die fokuspunt. Hierso is ek en hierso is jy. En God is die norm vir hierdie verhouding. En as dit my en jou behoefte is om nader aan mekaar te wil beweeg, dan moet ons eerste en altyd nader aan God beweeg. Want hoe nader ons aan God beweeg, hoe nader sal ons outomaties aan mekaar beweeg. Wysheid is die dien van die Here. En wanneer dit ons fokus bly en ons absoluut net ons ingesteldheid en ons fokus op God hou en ons verhouding met hom en om sy voorskrifte na te kom en dit wat hy ons leer uit die woord, sal die regte mense natuurlik na ons toe graviteer en sal ons ook daardie mense wees wat oor hulle pad kom, wat iets in hulle lewe kan verander. Ware vriendskap, gemeente, begin nie by wat kan 'n ander persoon in my lewe toevoeg nie, of watter vriend is daardie persoon vir my nie. Ware vriendskap begin by watter vriend is ek? Wat kan ek toevoeg tot hierdie persoon se lewe? As wysheid dan is om die Here te dien, is om vriende te kies en om vriende te hê, om 'n vriend te wees. Een soos Jesus. Ons sê dan vriende, omdat ons 'n ware en 'n gesonde verhouding met God het. En vanuit daai spesiale, gesonde verhouding met God, sal gesonde vriendskappe ook vloei. Die woord vir vriend in Grieks is philos. En die woord vir vriendskap in Grieks is philia. Beide afkomstig van die woord phileo, wat liefde beteken. Ons het laasweek ook hieroor gepraat, phileo. Die voetwas liefde, die dienende liefde, die liefde wat nie begin by my nie, by my naaste nie, maar begin by my. Wat kan ek doen om 'n bydrae te lewer? Wat kan ek doen om my 100% te gee? Wanneer almal van ons hier begin, dan deel ons dieselfde waarheid, dan staan ons as ware langs mekaar en kyk saam na dieselfde punt vorentoe, dieselfde rigting. En soos die gemeente in Handelinge, sal ons dan ook een van hart wees. Ek wil graag hier 'n oomblik vat, om 'n bietjie van my persoonlike ervaring met julle te deel. Was 'n rukkie gewees, nee. Ek onthou op hoërskool,
daar was hierdie meisiekind in my klas in standaard 6 toe ek ingestap het. Nou kyk, as jy al klaar instap in standaard 6, is jy nervous. En is jy half van, ek moet my merk maak of ek moet 'n muurblom wees. Een van die twee. Ek moet wegsak of ek moet iets great doen. Nou ek was een van daardie mense wat gevoel het, ek wil eerder wegsak en net laat almal hulle ding doen. Maar nou ja, dit het nie so uitgewerk nie. Daar was 'n meisiekind in my klas, sy het hierdie verskriklike wilde krulblonde hare gehad. Pragtig en potblou oë. En ek kon sien van die begin af, het sy 'n baie snaakse manier gehad om na my te kyk. En ek het dadelik dit geïnterpreteer as hierdie meisie hou glad nie van my nie. En dit het vir my gevoel, elke keer as ek opkyk in die klas, dan kyk sy op daardie manier vir my. En ek was so geïrriteerd met haar, so kwaad oor hierdie gestaar wat sy dan nou doen, want ek bedoel, het jou ouers nooit vir jou geleer, jy staar nie vir mense nie, dit is rude. En die juffrou tel toe op die geïrriteerdheid tussen die twee van ons, en die juffrou vra vir my, wat is die probleem? En ek sê vir juffrou, hierdie meisie wil nie ophou vir my staar nie, dit maak my ongemaklik en dit pla my. Ek voel dit is baie ongeskik. En ek sou dink die juffrou sou vir sê, kan jy ophou om vir haar te staar? Maar nee, die juffrou besluit om iets anders te doen. En nou dat ek daaraan dink, is dit baie snaaks. Sy sê vir my, ek moet voor hierdie meisie se tafel gaan staan vir die res van die periode, sodat sy kan staar en klaar staar. Ek sê toe, nee juffrou, ek gaan nie dit doen nie. Dit is die simpelste antwoord wat ek nou nog gehoor het. En die juffrou sê toe vir my, nee, dis 'n opdrag, jy moet dit doen. Nou, maar goed, en die meisie is nou nog meer geïrriteerd met my, en die res van die klas dink natuurlik is baie snaaks, so daar is my baie groot move, wat ek nie wou maak nie, maar goed, nou gaan staan ek voor die meisie, en sy staar toe nou die res van die periode vir my, en ek vir haar, want dit is die mees aardigste situasie. En die interessante gebeur, ons begin toe vir mekaar lag. Ons kon nie ophou om te lag vir die absolute simpel situasie nie. En toe die klas toe nou verby is, toe kom sy na my toe en sy sê toe vir my, hi, ek is Lise Marie. En ek sê, hallo Lise Marie, ek Sharnay, bly te ken. En dit was die begin van 'n pragtige, wonderlike vriendskap. En is Lise Marie iemand wat ek in my diepste hart altyd sal koester. Hierdie blonde, wilde krulhaar meisiekind, en ek het beste vriendinne geword. Vriendskap mag nie altyd perfek wees van die begin af nie, en dit mag dalk vir ons lyk, ons kom nie oor die weg nie, of dis nie iemand wat ek sou kies nie. Maar ek dink die tweede gesprek het alles verander. Vriendskap, gemeente, kan ons red. Ek kan myself getuig hoe ek in 'n vriendskap later jare gestaan het met iemand wat ek toe nou gevoel het baie gelowig is en dinge redelik agter mekaar het en baie stil is. Iemand wat nou daai perfekte muurblommetjie is. Hoekom ek en hierdie meisiekind maats geword het, sukkel ek nog steeds om te verstaan. Ek dink ek het net opgedaag by haar en vir gesê ek hou van haar, en ek het net nooit weer weggestap nie, en dit het gewerk. Sonder voorbou, sonder oordeel, het ek net gevoel ek wil maats wees met hierdie meisie. En is baie waar dat haar waardes was baie beter as myne, want daar was sekere aspekte wat ek ver in tekort geskiet het. En dit was binne in hierdie vriendskap wat daardie skerppunte van my al hoe meer en meer sagter gemaak was. Gemeente, vriendskap is 'n gawe van God, dit is 'n geskenk. Dit is nie altyd perfek nie, en daar is geen mens wat nie 'n sondaar is nie. Maar dit het alles te doen met ons benadering en ons verhouding met God. Vriendskap is vir ons juis gegee om 'n voertuig vir die evangelie te wees, om alles insluitend en omarmend te wees, om vir mense die liefde van Christus te kan uitdra, en hulle dit kan voel tasbaar in 'n verhouding met ons. Vriendinne het my lewe gered, en ek was nie altyd perfek gewees nie, en ek sal daarvan hou om te dink dat ek dieselfde guns kan doen vir ander mense. So ek wou net dit ook graag met julle gedeel het. Hierdie voetwas liefde, hierdie dienende liefde, vind ons absoluut in vriendskap. Nou die Eerdmans Woordeboek klassifiseer vriendskap as 'n omgee en 'n toewyding tot 'n ander, 'n maat of jou naaste. En hierdie woord, as hulle praat van vriendskap, philos, of 'n vriend, dit sluit nie net in 'n beste vriend of 'n vriend soos wat ek en jy dit ken nie. Dit sluit in die hele spektrum van 'n kennis
tot by 'n vriend. En dit hang ten nouste saam met 'n tipe vertroue. En ons weet dus dat ons as mens nie gemaak is om alleen te wees nie. Ons is gemaak om saam te wees. Ons het mekaar nodig. En dit is juis in hierdie diepe sin van mens wees, wat ek en jy dan nou in die ander gerealiseer word. As het ware ontdek ek en jy wie ons is, deur ander mense. En in 'n vriendskap ontdek ons die eenmaligheid en die onvervangbaarheid van daardie persoon. En dit verryk ons lewe so baie. Hulle sê dit is hoekom die gerubs wat voor die troon van God staan sê, heilig, heilig, heilig is die Here vir mekaar. Want is wanneer ons by mekaar kom, wat ons die voller prentjie van God sien, wat ons mekaar verryk met ons elke een se spesiale verhouding met God. Wat ons mekaar iets meer leer van ons verhouding met God. Ons vriendskappe is veronderstel om 'n weerspieëling te wees van ons verhouding met God. Dit wat hy van ons vir ons is, moet ons kan aangee vir ander. Vriendskap is in sy essensie selfloos. Dit vra na liefde, barmhartigheid, vergifnis en veral baie, baie genade. So word ons dan 'n venster vir ander mense vir wie God is. Ons word as ware wegwysers na hom toe verander. En wanneer ons dan saamkom en saam lewe, spreek ons hierdie een waarheid, lewe ons hierdie een waarheid. Christus Jesus en wat hy vir ons kom doen het. So word ons hulpvaardig, verander en betroubaar. En is hierdie lewende woorde wat ons saam met mekaar spreek, juis veranderende woorde. En is dit binne in die sfeer van vriendskap wat wonderwerke kan gebeur, soos mense se lewens wat verander word, mense wat tot geloof kom, mense wat 'n nuwe lewe ontvang deur die liefde wat in hulle ingeblaas word. In ons verhouding tot mekaar, in vriendskap, gaan dit oor die totale mens wie ek is, en die totale mens wie hulle is, en daardie aanvaarding om hulle lief te hê, soos wat God my lief het, sonder vooroordeel, sonder onderskeid. As God my lief het God my nie lief, wanneer hy kyk na my spesifieke waardes nie, watter waarde het ek nie, hy het my lief net omdat ek is. Hy het my lief sonder enige voorwaardes, en daarom moet ons ook nie met enige voorwaardes in vriendskappe ingaan nie. Daarom moet ons ook daardie persoon lief hê, sonder om te kyk na wat die waarde is. Ons moet daardie persoon lief hê net omdat hulle is. Ons moet daar begin. En hierdie ware liefde wil dien. Dit wil nie gedien word nie. Hierdie ware liefde wil gee. Dit wil nie vra nie. En hierdie liefde lewe ons uit die rykdom van wat God vir jou en my gee, om dit aan hulle mee te deel. Ek sluit af en ek los julle met 'n baie goeie voorbeeld, nog ene in die woord, wat 'n onvervangbare vriendskap was, en wat reg deur die jare nog steeds in predikinge hoog getuig vier. En wanneer ons dit lees, dan staan nog steeds iets wat in ons harte gebare word, gekoester word. En ons lees dit, die volgende belofte van vriendskap in Rut 1 vers 16 tot 17. Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf. En daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Opregte belofte van vriendskap, wat alle grense, struikelblokke, verskille, vooroordele en selfs geskiedenis uit die weg ruim. Daar's net twee harte wat in opregtheid en in liefde aan mekaar vasgebind word deur dieselfde waarheid, Jesus Christus. As ons dink aan romantiese liefde, dan kry ons 'n prentjie van twee gesigte wat na mekaar kyk. Maar vriendskap staan langs mekaar,
en hulle kyk altyd saam vorentoe, na dieselfde rigting, na dieselfde toekoms. In Christus naam. Amen. Here, ons het U lief, want U verhoor ons smeekgebede. U het na ons geluister toe ons U aangeroep het. Bande van die dood omsluit ons Vader en doodsangs gryp ons aan in hierdie tyd. Ons is benoud en ons is bekommerd. Maar dan roep ons die naam van die Here aan, red ons tog. En U doen, want U is genadig en regverdig en U ontferm U oor ons. U beskerm die hulpeloses, ons is magteloos, maar U het ons gered. Ons moet nou tot rus kom, want U het aan ons goed gedoen. U het ons van die dood gered en U het 'n einde gemaak aan ons trane en U het gesorg dat ons nie weer struikel nie. Ons kon voor U bly wandel in die land van die lewendes. Ons bly in U glo selfs toe ons gedink het dit is klaar met ons en besef ons in ons vertwyfeling, ons kan nie op mense staat maak nie. Hoe, Here, kan ons U vergoed vir al hierdie weldade aan ons? Met 'n drankoffer sal ons van U redding getuig en U naam aanroep. Ons geloftes aan U sal ons betaal in die teenwoordigheid van U hele volk. Vir U is die dood van U dienaars geen geringe saak nie, Here. Ons is U dienaars. Van ons geboorte af is ons U dienaars. U het ons vrygemaak. Ons wil U loof met 'n dankoffer. Ons wil U naam aanroep. Ons geloftes aan U sal ons betaal in die teenwoordigheid van die hele volk, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou, Jerusalem. Here, ons prys U naam. Ons prys U naam in hierdie moeilike tye, ons prys U naam in die gesig van COVID. Ons prys U naam, Here, wanneer ons geliefdes begrawe word en ons prys U naam wanneer dit voel asof hartseer ons omsluit en ons versmoor. Ons prys U naam, want ons het hoop. U is ons ewige hoop, ons veilige vesting, ons standvaste rots, ons ewige vriend. Dankie Here dat ons weet ons doen nie hierdie lewe alleen nie en ons stap nie alleen nie, want U het ons te lief. Help ons om so vir nog van ons medemense te kan bystaan en 'n goeie vriend vir hulle ook te kan wees. Vul ons op, Here, in die groot almag. Here, help ons om te skep uit die ewige fontein, die onuitputbare fontein, Here, en om aan te gee en aan te gee en aan te gee. Want dit is 'n voorreg in 'n tyd soos die. Dis hoekom U ons geskape het, dis hoekom ons geroep is vir 'n tyd soos die. In Jesus naam. Amen. Gemeente, ons kan dan nou geleentheid gee vir ons dankoffergawes. Net kyk dat ek die prentjie vir julle hier opkry wat op is. En net hierna gaan ons dan nou ons slotsang doen. Mag julle dit geniet en mag ons regtig die Here se nabyheid hiermee ervaar. Dankie. Heiland,
Gemeente, ons bid dat julle staande mag bly. Geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Mag die genade en vrede saam met julle wees. Amen. 'n Baie geseënde week aan elkeen van julle. Dankie dat julle weer by ons ingeskakel het en nooi ons julle graag uit om volgende week dieselfde te doen. Geseënde week. Totsiens.